is altyd interessant om te sien, hoe hang die Joodse staat se onderrokkie uit, by tye. Nou kyk, die VSA en die Joodse staat het hierdie oorlog verloor teen Iran, hulle het die pak van hulle lewe gekry. En ek dink dit is vir almal duidelik wat regtig net 'n bietjie navorsing doen, is baie duidelik dat die VSA gekapituleer het op net mooi als. Hoe dit ook al sy, die Joodse staat is in diepe rou gedompel. Kyk, dit is 'n gehuil en 'n jammerklag soos wat jy nie kan dink nie. Want die VSA word nou genoodsaak om 'n vrede te sluit wat die Joodse staat nie pas nie. Want hulle het gedink hulle gaan die oorlog wen en Iran van die tafel afvee en 'n puppet government daar insit en al die olie steel. Die land absoluut verwoes, soos wat hulle gedoen het met Irak, in Libië, in Sirië, en nou doen met Libanon en met Jemen. Ja, kyk, die Satan is besig, ouma, die ander geslag. So ek geniet verskriklik die verloop van sake, want dit is baie profeties. En dit het niks te doen met Schofield se 7 jaar, en ag, die antichrist gaan sit in die Joodse staat, en ag, die tempel nie. Nee, dit het te doen met die opkoms van die 10 nasies, waar die Joodse staat van die tafel af gaan vee, en die rook van haar verbranding sal opgaan tot in ewigheid. Maar mens moet die verloop geniet, en ek geniet die verloop. Ek weet mos wat is die einde. Dit is dan so duidelik geprofeteer. Nou ja, hier's 'n interessante stukkie nuus, wat jy moet kennis neem. Israeli journalists say USA needs another 9/11. Bondi Sapti, an Israeli journalist for I-24, seker Israel 24, and Channel 12 says maybe the USA needs another Pearl Harbor or a 9/11 to realize that Israel is their true friend. Want kyk, die VSA word nou beskuldig dat hulle nie die Joodse belange in ag neem nie. En wat is die Joodse belange? Aanhoudende oorloë. En die VSA het nie meer geld daarvoor nie. Hulle het minder as 18 dae se strategiese oliereserwes oor. Hulle populasie wil nie nog 'n oorlog veg vir die Joodse staat nie. Die volk is keelvol vir ou Trompie en al sy leuns. Kyk, almal begin nou besef, hy is heeltemal deranged. Hy is heel moontlik hulle praat van 'n malignant narcissist, ek dink hy is sommer net 'n psigopaat. En sy eie ego is geweldig belangrik, en hy het geen doelwitte daar om die VSA te red, of die gemiddelde burger te help nie. Hy is daar om sy eie sak vol te stop, en die van sy kinders. Maar hoe dit ook al sy, die Jode sê hulle dink nie hulle moet toelaat dat daar so 'n vrede gesluit word nie, want so 'n vrede sal tot die nadeel wees van die Joodse staat, want dan kan hulle nie hulle Greater Israel plan uitvoer nie. En hulle moet hulle Greater Israel plan uitvoer, anders kan hulle Messias nie kom in 2027 nie. Ja, maar goed, nou, die Joodse staat was nog nooit die VSA se true vriend nie. As jou vriend jou heeltyd sleep na plekke toe waar jy sy fights moet fight, dan is dit nie jou pel nie. Inteendeel, dan is hulle jou vyand. Maar jy weet wat toe nou interessant was, hierdie ou kom van Iran af, hy is 'n Jood wat van Iran afkom, en hy het in die IDF, en later het hy 'n kenner geword van political science en public communication, en dis 'n geleerde man wat hierdie uitsprake maak, en dis eintlik 'n dreigement. Jy moet verstaan, dis 'n bedekte dreigement. Nou as jy bietjie kyk na die kommentare, is dit interessant. Hier's ouens wat sê, well, they just can't keep their mouth shut. We already believe 9/11 was Israel. Menende, die bevolking daar in die VSA begin wakker word en verstaan dat die Mossad voer hierdie terroriste, terreuraanvalle uit, en dan blameer hulle iemand anders, en dan kan hulle die VSA intrek in oorlog, want dan is die populasie ontsteld, dan is hulle bereid om hulle seuns te gee. Hulle het dit gedoen met 9/11 met groot sukses. Dit het niks te doen met Saudis en Islamiete en Irakiërs en Afghanistanners, en dit was 'n absolute leuen. Dit het alles te doen gehad met 2 geboue wat hulle wou sloop, onder andere wat aan 'n Jood behoort het, toevallig, en hy was nie daai dag toevallig by die werk nie, maar toevallig, hy was altyd by die werk, maar daai dag was hy nie by die werk nie, en so hy het miljoene gekry in terme van sy versekering wat uitbetaal het, maar die ding, dat hierdie
terreuraanvalle gebeur in die VSA, sluipmoorde. En die Amerikaners het begin wakker word, hulle begin verstaan, wie is regtig die oortreder, wie is die culprit? Want die vinger word altyd gewys na die Islamiete, dan is dit nie die Islamiete nie. Hier sê iemand, well, Israel did 9/11 and Library and Kennedy and many more, so they have a lot of experience. Israel was definitely responsible for that. Maybe they do another false flag so they get what they want, so corrupt and evil. So ek het so 'n bietjie na die kommentare gekyk, net om te sien. Maar die ding, dat die Jode geweet het, die Mossad het geweet van 9/11, is baie goed gedokumenteer. Ag, en ek wil dit graag vir julle hierby sit, dat julle kan sien. The Israeli intelligence service had foreknowledge of 9/11, according to the American FBI. How is that an ally? You know it's coming and you don't tell us? This is what the FBI said. That's not an anti-Semitic conspiracy theory. That's a provable fact because there are photographs from September 10th of Mossad operatives mocking the burning of the World Trade Centers. And Fox News at one point, right after 9/11, ran that package. Wouldn't do that now. The point is not to attack Israel. The point is to attack the idea that this is an ally. There's nothing allied about that. That's an opponent, a rival, a resentful, dependent nation. Dependency breeds resentment, and they resent us. Ja, kan jy glo? Ou Netanyahu, ou Bibi. Hy het gesê 9/11 was 'n baie goeie ding vir die Joodse staat. Is interessant, wie was het gejuig daaroor? Ja, die Dancing Israelis wat dit moes dokumenteer, hulle het gejuig daaroor. En die Knesset, die Joodse parlement het gejuig daaroor. Want toe kon hulle die eerste van 'n hele aantal oorloë in plek sit. Naamlik daai oorlog teen Afghanistan en die oorlog teen Irak, sodat die groot boetie, die Goyim boetie, hy moet nou kom help om die Greater Israel plan in plek te sit. Want die Jode kan nie hulle eie, genoeg van hulle eie wapens maak nie, hulle definitief ook nie genoeg van hulle eie weermag nie. So hulle gaan die Goyim instuur. Die Goyim, die Christen Goyim, ja, daai ouens wie se verlosser hulle so laster, hulle gaan hulle gebruik om die oorlog te voer teen Irak, Afghanistan, Libië, Sirië. En dit het toe ook so gebeur. Selfs Somalië, en ons weet wat se rampe daar gebeur met Black Hawk Down. Here, dit was 'n lelike ding. Baie jong seuns het daar gesterf. Nou ja, so die plan van die Jode was om die sterk islamitiese state om hulle totaal te verwoes, sodat hulle gebalkaniseer kan word, sodat hulle kan makliker assimileer en instik vir die langtermyn, naamlik die Greater Israel plan. En soos ek sê, dit was baie suksesvol daaraan. Hierdie hele ding van ISIS kom van die CIA af en MI6 en van die Mossad af. ISIS het niks te doen met Islam nie, want ISIS veg teen Islam. So jy moet maar mooi gaan kyk wat daar aangaan. So hulle het 'n proxy weermag gaan oprig, wat hulle nou die terroriste genoem het, maar is eintlik 'n MI6 CIA Mossad projek, en ek het al daaroor gepraat en ek het die bewyse al gegee. Hierso, daar's video's daaroor, man. Sodat hulle hierdie state intern kan verswak. En een van die laaste grootes wat moet val is Iran en dan Turkye en Egipte. Dis die groot plan op die tafel. Maar so 'n volgende groot terreur iets in Amerika, dalk bomme wat ontplof in New York, en dan pak hulle die skuld op Iran of Irak of Libië of Turkye en sê ja, daar is die terroriste jong, ons moet hulle nou gaan veg. Dit is 'n tipiese Mossad operasie. En dit is wat ons noem war by deception, want dit is die IDF se lese. Nou wat sê die Bybel nou weer oor daai ouens? Hy praat van, hy sê die ander geslag is die ouens wat so lieg oor alles. Want is interessant, jy kry nie 'n weermag, blanke weermagte in die wêreld het goed so Semper Fi en hulle het mooi leses. Hulle het nie leses van ons maak oorlog deur middel van bedrog nie. Dit het hulle nie. Maar nou ja, hier is nog so 'n ou stukkie oor die Dancing Israelis, die bewyse dat julle nou kan sien. Die Mossad het vooraf geweet. Hulle het nie gewaarsku nie. En heel moontlik was dit Mossad Mossad wat betrokke was by hierdie hele storie van 2 vliegtuie wat in 2 geboue invlieg, sê hulle, en toe 3 geboue ingestort. Ek weet nie of jy weet nie, 3 het in een gestort op daai dag.
Ja, ek weet nie hoe kry mense dit reg dat 2 geboue, 2 vliegtye, 3, ek weet nie. Maar whatever, luister 'n bietjie na hierdie een van die Dancing Israeli. On the morning of 9/11, a group of 5 Israeli nationals purported to have witnessed the initial explosion of the World Trade Center and were seen to be celebrating the event. Fox News has learned some U.S. investigators believe that there are Israelis again very much engaged in spying in and on the U.S., who may have known things they didn't tell us before September 11th. It is true that some in Israel saw the attack as a good thing for them. A September 12, 2001 article in the New York Times quotes now Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responding to the 9/11 attacks. Quote, "It is very good," before adding, well, not very good, but it will generate immediate sympathy. According to FBI documents, the Israelis caught celebrating the 9/11 attacks had videotaped the terrorist attack on the World Trade Center and may have possessed foreknowledge of the same. When the Israelis were arrested in New Jersey, they were carrying photos of themselves smiling with the World Trade Center burning in the background.